in my dag. Skaamte hou my nie vas. Hy het my skoon gewas. Kom maak die Here groot. Kom verhef sy naam. God U alleen verdien die eer. Die Here is goed. Well, I've muted it. This is not on. No, but Altyd goed. Maak vandag die dag wat jy dit sien. Die Here is goed. Altyd goed. Hy roep jou naam. Kom sing saam. Hy is naby my, net U kan my lei. U gee hoop wanneer raak deur die donker noord. Kom maak die Here groot. Dis eintlik middag nou. Goeiemiddag almal. Baie welkom vandag hier waar ons die viering gaan doen van Tannie Sari Thomas se lewe vandag. Ons sê vir elkeen van julle baie welkom. Net 'n klein praktiese reëling. Die badkamers is as julle reguit hier uitstap aan die regterkant van daai klein gebouetjie reg agter julle. So vandag vier ons Tannie Sari se lewe. Die familie wil graag ons wil graag 'n lewe met almal van julle deel en ons wil graag fokus op dankbaarheid en liefde en ons wil graag die mooi en die genade van haar lewe vandag met julle deel. So ons wil begin deur net vir Andrei te vra om met 'n gebed te open. kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, dankie Here dat ons vandag hier by mekaar kan wees en vir die kosbare samesyn om as familie, vriende en geliefdes die lewe van Sari Thomas te vier. Dankie vir die spoor van liefde, trots en onvoorwaardelike aanvaarding wat sy in ons lewens agtergelaat het. Here, ons eer U vandag vir haar lewe, haar hemelsin, haar hande wat altyd gereed was om te bedien en die wyse waarop sy U koninkryk hier op aarde as onwrikbare steunpilaar verteenwoordig het. Here, laat hierdie geleentheid nie net 'n afskeid wees nie, maar 'n kragtige getuienis van 'n lewe wat voluit vir U en haar naaste geleef is. Here, ek bid vir U seën op hierdie samesyn en elke woord wat vandag ter ere van haar gespreek word. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie Andrei. Okay, om haar lewe te vier het haar dogters en haar familie, kleinkinders, video's bymekaar gesit om bietjie van haar te vertel en vir julle bietjie insig te gee oor wie sy was en wat sy vir almal rondom haar beteken het. Ek se Sondag, ek weet. Ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies ten rede en verstand, maar ek is uit oorlê. Ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel oop vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sou kom, dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die Here weet, net die Here weet. Ek was verlore, maar nou gevind.
sonder die gewig, haal ek asem soos 'n kind, dan wys 'n vinger na wie ek was. Maar ek het bitter gou geleer, ek is bitter as wit gewas. Ek sien waar ek behoort, 'n ewigheid van hoop en wie hy is. So hou die hemel oop vir as ek kom, enig as die tyd vir my sou kom. Dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die Here weet, net die Here weet. Sê my wat jy glo aan die einde. Die waarheid is jou en myne. Hy's lewe, hy is die lig, die vrede wat my hart verlig. Sê my wat jy glo aan die einde. Hou die hemel oop vir as ek kom. Okay, so it's Februarie 2026 en ons gaan 'n bietjie 'n paar vrae vra vir ma. Dit was van vasvra is. Dit gaan nie wees nie. So, as ma, hoe was ma as kind? As ma nou terug dink, wat was ma se herinneringe as kind? Baie gelukkig. Ek sien ons altyd ek het by die al die familie gekuier, oupa se en oupa se kinders. Ja. Se familie. Ja, En ek was altyd welkom. ja, Niks het my ontstel. ja. En was daar altyd mense in ma se huis? Ja, ons al die kuiermense. Meer Ja. baie familie. Ja, Ouma het ook altyd vir haar vriendinne gehad. ja, En later tyd meer. Toe sy ja, ouer geword het. Toe sy alleen geword het, jy weet. ja, Toe baie kom kuier. ja, En daar's ook altyd familie. ja, Naweke kom kuier. ja. Hoe het ma pa ontmoet en wat was julle eerste date? By KFV kamp, Mhm. Barcelona. So het ma hom eers geaai of het hy ma geaai? Ek weet nie, in die bus was 'n vrou wat Flip was met haar getroud, maar ek weet nie of hulle toe al getroud was nie. En daai KFV wat my pa was, Mariska van. Ja, Nou weet ek nie of hulle op daai stadium getroud was nie. Ek nie glo nie, want sy was alleen daar, seker voor hulle getroud is. ja, En sy het jou pa geken van die tak af, was sy dieselfde tak. En sy het my geken deur Flip. okay, En toe sê sy, nee, kom sy met my voorstel ja, aan jou pa. ja, Hy het daar so lank saak gesit, en ek het aan die oorkant van die bus gesit. Ja, ons was hier by die kamp maar so 'n bietjie gesels en gekuier. Maar ek kan onthou van die eerste tyd wat wat het daar gebeur? het daar gebeur het. Ja, Jy weet, daar was nie eintlik flieke nie en ja, afleiding daai tyd nie. ja, Miskien het hy het altyd Sondagmiddag kom kuier. okay, Want ons het baie keer uitgery. Daar was so 'n koppietjie gewees daar, weet jy wat ek gaan doen nie. Klim ons daai berg daar uit. ja, okay. Gaan nie vra wat het julle op die koppie gedoen nie. Ek het net 'n lekker klip gesoek om te sit en te gesels. Ja, dis wel. Okay, nice, okay. Okay, soos julle kan sien was Tannie Sari baie formidabele vrou wat tot aan die heel einde haar sin gekry het in alles wat sy gedoen het. En amazing om te kan sê 90 jaar. Wat 'n ongelooflike mylpaal. So elkeen van die dogters het 'n brief geskryf wat hulle nou gaan voorlees.
Net vir die wat dalk nie weet hoekom die viering vandag op hierdie spesifieke tyd val nie. So omdat die een dogter in Amerika is en die ander een is in Australië. So dis letterlik twee uiterstes van die planeet. So ons moet dit so val dat albei van hulle hopelik moontlik ook kan bydra vandag. En ek weet hulle harte is ook hier, maar hulle het Februarie baie spesiale 90ste verjaarsdag almal saam gehad en ons is so dankbaar dat julle dit saam met julle ma kon hê en ek weet dit was vir 'n baie amazing tyd gewees. Okay. Waar begin mens om my ma te beskryf? Ek het baie lank geloop en gedink, ek weet regtig nie waar om te begin nie. Maar ek het op die ou einde met so baie mense wat gebel het, WhatsApps gestuur het en goed gesê het, soos my ma was 'n formidabele vrou gewees. En Marinda het dit ook nou gesê. Eystervrou, gerespekteerde vrou. Toe gaan kyk ek bietjie, want formidabel het met my gees geresoneer. Toe het ek bietjie gaan kyk, wat is die betekenis daarvan? Hoe word 'n formidabele vrou beskryf? En ek het afgekom op uitsonderlike, sterk en invloedryke persoon. Wat respek afdwing deur haar optrede, wysheid of dapperheid, 'n baanbreker, 'n rots en iemand wat in hindernisse oorkom. So 'n raak beskrywing van my ma. En hoekom sê ek so? Sy het 'n blywende impak op haar gesin en op haar gemeenskap gemaak. Maar sy gesin was haar alles. Sy het vir ons 'n huis geskep, waar ons veilig gevoel het. Altyd reg met heerlike kos. En ons almal se klere, ons 5 dogters se klere self gemaak. Spesiale geleenthede het sy geen moeite ontsien om ons wense waar te maak met mooi klere en of 'n dis wat ons of 'n gebak wat ons gunsteling was nie. Maar het my ook geleer kook en naaldwerk doen op 'n baie jong ouderdom. Ons vriende was ook altyd welkom in ons huis en het baie graag by ons gekuier. In haar gemeenskap was sy aktief betrokke, of dit nou deur die kerk was, deur ons skole of die VLI, maar sy was altyd besig met een of ander projectie, selfs nou in Glenhaven. As daar kan gehekel word of kan gebrei word of iets aangepak word, was ouma deel daarvan. Lewenswyshede wat ek by haar geleer het en ook aan my kinders probeer leer het of oordra het, is net 'n paar wat ek noem: eet gesond en oefen. Ledigheid is die duiwel se oorkussing. Kan nie is dood van kry was dood. Loop 'n reguit, eerlike pad, want so kom jy die verste in die lewe en moenie skuld maak nie. My ma het vasgestaan in moeilike tye en was 'n steunpilaar vir ons en vir ander. Regtige eystervrou. In my lewe was my ma soveel keer vir my daar. 2 keer het sy my by die huis versorg. Toe ek graad 2 was en amper my been verloor het na 'n val, was dit maande wat ek nie kon loop nie wat sy my versorg het. Weer na my motorongeluk in 1989. My eerste maand in die hospitaal, met my ma elke dag bytelmal 2-3 keer gery het. En toe by die huis. En dit was maklik 2 maande wat ek by hulle was, wat sy my versorg het. Met Elisma en Jandrie se geboorte was sy daar.
As hierdie van die huis af weg is, dan het sy gekom of ek is na haar toe met kinders en die hele trek. Ek en die kinders het so graag skoolvakansies 'n paar dae by haar gaan kuier. En ons was altyd welkom. En ons het sulke mooi herinneringe van daardie tyd. Vir my was sy altyd te oor. En was altyd daar met raad, as die uitdagings van die lewe vir my te moeilik geraak het. Ek kon maar net bel en dan het sy raad gehad. Bovenal het ons in haar 'n voorbeeld gesien, wat glo dat elke donker wolk het 'n silwer randjie. En dat mense nie opgee nie, want daar's altyd 'n uitkoms. En dan derdens, ma was rats van verstand en insiggewend. Sy was altyd ingelig oor wat in die wêreld aangaan, die politiek, bekende se stories. Dit was altyd so lekker, ek het in die week gesê, ek weet nie by wie gaan ek nou al die stories hoor nie, want dis al wat ek weet wat in die bekende se lewens aangaan is, as ek by ma kuier. Sy kon oor enige onderwerp gesels, en sy was altyd reg om iets nuuts te leer of te probeer, en baie graag haar kennis gedeel ook. Maar ons harte is seer, maar dankbaar. Dankbaar vir 'n moeder na wie ons kon opkyk. En sy wie se voorbeeld ons baie graag volg. Ook vir soveel genade, dat ons as ma se 90ste verjaarsdag ook nog kon saamvier. En vir die spesiale tyd wat ons 5 saam met ma in Paternoster gehad het. Dankie ma, jy was nie net 'n formidabele vrou nie, maar ook 'n formidabele ma. 'n Spreuke 31 vrou. Ons liefde vir ma sal altyd in ons harte leef. Rus en vrede. En geniet pa, ouma Jatie, en al ma se ander familie, en vriende wat reeds in die hemel is. Ons gaan maar baie mis, tot ons mekaar weer sien. Almal, ek neem aan ek is volgende op die lys. Ek sien my prentjie daarso. Ma se lewe eindig nie die 14de Maart nie. Dit leef voort in die waardes wat sy in ons lewe geplaas het. Ma het ons huis 'n plek gemaak wat aan die Here behoort. Ek is opreg dankbaar dat sy God se liefde op my lewenspad geplaas het. Met sy liefde en beskerming. Ek het soveel van ma geleer. In ma se liefde en ondersteuning. Ma het ons aangemoedig om altyd daar vir mekaar te wees. En vir ander mense. Ek is besonder dankbaar vir die tyd in Paternoster. Met my wonderlike ma en amazing sisters. Ek hoor dikwels ma se woorde in my kop. Kyk altyd na die groter prentjie. En dit gee my baie vrede. Ma se liefde sal nooit sterf nie. Want dit leef voort in my lewe. En elke sagte herinneringe wat ek sal ervaar van hier af vorentoe.
Ek het my liefde blomme van my ma gekry en daarom het ek ook besluit om maar altyd dan ook so te onthou. Ma, my pink roos, altyd mooi en sag. By ma het ek geleer om met materiaal en kleur te werk en daardeur my vroulikheid en sensualiteit uit te leef. Ma was vir my die mooiste vrou, altyd 'n toonbeeld van liefde, krag en grasie. Nou is my klerekas ook propvol, want 'n mooi rok moet ek hê. Elke roosblaartjie het iets geleer, om elke oomblik en fase van die lewe te geniet, om lief te hê met 'n oop hart, om weer op te staan wanneer ek val. Liefde is die grootste skat, sterker as pyn, sterker as verlief. Familie is die kern van alles in die lewe. Dankie dat ek as kleindogtertjie met my ma se juwele kon speel, en ook dat ek dit nou kan dra. Dit laat my baie mooi voel, maar ook sterk en gelief. En nou kan ek al die juwele in die lewe ook nou raak sien. Die juweel van lag. Ek onthou toe ons ma die eerste keer Brooklyn toe gevat het, met die rolstoel en ander gedink het hy is by Formule 1 en jaag met ma in die gange rond. Saam droom ons oor rokke wat ons nie kan koop nie. En laat ons gaan sit en middagete eet en ma vir ons al die stories vertel. En van hy stories kan ons nog vandag toe nog onthou. Waar ma vir ons vertel het, die voordeel van oud word, daar is daarmee 'n voordeel daar ook. En so ons vertel het, by die bingo groep, as die mense poep, is dit okay, want dit is al die ou mense doen dit, niemand trek meer hulle gesigte nie. En so het ons in die kar geklim met 'n hart vol lag. Dankie dat ma se laaste woorde aan my was, dat liefde altyd oorwin. Ma gaan die pink roos in my tuin wees en my herinner aan die krag van liefde. Elke keer as ek dit sien, gaan ek ma se gees voortleef in elke herinnering, elke hart en alles wat ons onthou. Ma, jou liefde het oorwin. En dit sal altyd by ons bly. Ons sal dit altyd onthou. En dan wil ek my ma nog net een dingetjie vra. Ma, jy was 'n uitstekende kok, maar ek het ongelukkig nie daai roosblaartjie van jou gekry nie. Stuur asseblief nou ook 'n bietjie van ma se kooktalent vir my. Ja, mense is nooit reg om totsiens te sê nie. Veral iemand wat so spesiaal soos my ma was. Ek gaan ons Saterdag oproepe verskriklik mis. As ek haar bel, dan lig sy my in oor almal. Wat hulle doen, waar hulle is. Ons het gepraat oor wat aangaan in die wêreld, wat gaan aan in Suid-Afrika. Ons het baie saam gelag. En sy het vir my raad gegee, veral as ek moedeloos was met die man en die tienerkinders. En sy het altyd hulle kant gevat. Maar ek weet sy gaan voortleef, want haar grootste lewensnalatenskap is my 4 wonderlike begaafde sissies en die kleinkinders. Daai kinders wat so spirited is, so lewendig en geesterd. Hulle is fantasties. Julle weet hoe ons groot geword het, was familie so belangrik. Ons is regtig die middelpunt vir ons ouers. Hulle het ons altyd ondersteun. Hulle was net altyd daar vir ons. My ma het altyd gesê, julle is my alles. Nie altyd verstaan nie, maar het dit al hoe meer verstaan. En veral nou, as ek na my sissies kyk en ek sien hoe betrokke hulle by die kinders is.
En natuurlik is Dolla die favourite. Maar ek sien ook hoeveel vreugde ons uit hierdie kinders kry en uit mekaar uit kry. Dan weet ek haar droom en haar lewensdoel is vervul, want familie was vir haar belangrik en dat ons met mekaar oor die weg moet kom en vir mekaar lief moet wees, was vir haar verskriklik belangrik. Ek sien ook haar in my kinders en ek kan beleef haar deur my kinders. Hulle kan miskien ook sê, hulle sien my ma in my en ek hoop hulle sien haar. Maar as Carla 'n sekere manier kyk, dan laat sy my aan my ma dink. Of Eva wat soveel spesiale goedjies doen en dit so geniet om dit te doen, dan sien ek ook my ma. En die ander ding wat vir my baie belangrik was, is ons het in 'n huis groot geword waar familie en vriende altyd welkom was. My maats was mal daaroor om na ons huis toe te kom. En ek wou verskriklik graag ook daai huis skep, waar almal altyd welkom het en 'n plekkie het. Want dit was vir my, dit wat my ma vir my nagelaat het, wat belangrik was. So, vandag sê ons nie totsiens nie. Ek is mal oor die ding dat ons nou deesdae die lewe vier. Want ek wil my ma vier. Sy was so pragtig, so mooi na haarself gekyk. En sy gaan gemis word. Want sy het 'n plek in die lewe gehad en ons almal beïnvloed. Maar ek weet, ons gaan haar elke dag ook ervaar. En ek gaan haar bly probeer naboots. Want ek was en is haar fan. My liefste moedertjie, ma het my alles geleer, behalwe hoe om sonder ma te lewe. Ma was die moeksie ooit, ma was die beste moeksie ooit, my beste vriendin. Ek gaan dit so mis, om elke dag met ma te praat, om weekliks winkels toe te gaan, en elke naweek verskillende eetplekke te verken. Ek gaan ma se skerpsinnige woorde en sin vir humor mis. Ons kon oor enigiets praat en het altyd gelag tot op die laaste oomblik. Dankie dat ek my deursettingsvermoë, my hardwerkendheid, my hardigheid, onafhanklikheid, omgee vir mense en vrygewigheid by ma geleer het. Ma het my geleer om vir alles dankbaar te wees. As ek het gewaag het om te kla, het my ma altyd my nederig gehou en herinner dat ek baie het om vir dankbaar te wees. Dankie dat ma my die mooi van die lewe geleer het, om mooi aan te trek en te lyk, om baie skoene en klere te hê, om 'n mooi huis te hê, om te onthaal, tafels mooi te dek en altyd blomme in my huis te hê, om sosiaal te wees en hoe om 'n goeie vriendin te wees en altyd alles om my mooi te maak. Ma was net altyd daar vir my en het my onvoorwaardelik lief gehad. Dankie vir al die briefies en boodskappe as ek weg van die huis was. Ma het my net nooit teruggehou nie en het altyd in my geglo. Dankie. Partykeer wens dat ek ma net nog een keer weer kan sien. Of net een keer na ma se stem kan hoor. Maar ek weet, ma sal altyd by my wees. In my hart, my beskermengel. Dankie vir alles wat ma vir my gedoen het. Ek sal altyd lief wees vir ma, van ma se laat lammetjie. Ek is so bly. Jou ma het 5 dogters gehad, sodat ons oral in al die uithoeke van die wêreld klein saries kan hê, wat die wêreld opkikker met haar
kleur en blomme en goeders organiseer. Sy was 'n amazing vrou. Ek gaan nou net vir Yuri vra om namens die familie boodskap te gee. Dankie. Ek het die geleentheid om hier vandag 'n bietjie te praat oor my skoonma, wie se lewe ons vandag hier saam vier. Terwyl ek voorberei vir hierdie taak, het ek besef dat 'n skoonseun sy skoonma in so 'n bietjie 'n ander lig sien as haar dogters en vriende en familie. Die eerste keer wat ek haar 32 jaar gelede in Warmbad ontmoet het ek daar aangekom met 'n krippel en 'n seer dogter uit die hospitaal wat omtrent nie uit die kar uit kan klim nie en wat in die bed moet klim. Nou wonder ek wat het sy gedink na die vorige ervaring wat sy van gepraat het, wat daar ook 'n jong man by betrokke was en sy ook in die hospitaal opgeëindig het. So, dis moeilik om namens die dogters en die kleindogters te praat, maar ek sal probeer om 'n paar gedagtes oor te dra. Ek dink maar so bly wees om julle vandag hier te sien en geëerd voel dat julle almal hier vandag saam met ons is, om hierdie oomblik met ons te deel. Soos ons al 'n paar keer gehoor het, vriende en familie was die belangrikste deel van haar lewe. So elkeen van julle het sy waardeer. Julle aanhoudende ondersteuning, goeie wense, gebede vir haar oor al hierdie jare. Baie dankie daarvoor. Benedens julle teenwoordigheid vandag het ons baie boodskappe ontvang van meegevoel, mense so wie se lewens sy aangeraak het. Almal wat haar beskryf het as 'n merkwaardige vriendin, familielid en 'n medemens. Woorde wat ons vandag al gehoor het, wat in my gedagtes ook opkom is, onafhanklikheid, moed, vrygewigheid, sensitiwiteit, integriteit, waardigheid, humor. Maar oké, hulle het gesê vandag is nie 'n begrafnis nie, so hier's nie 'n predikant nie. So laat ek nou maar daai rol vervul. Broers en susters, kom ons gaan terug en ons begin by die Bybel, wat vir ma 'n baie belangrike deel van haar lewe was. Ek wil preek uit Spreuke 31 vers 10 tot 31. Let us remember her today going forward against Proverbs, the profile of a woman. Spreuke is geskryf deur 'n man. Nie sommer enige man nie, broers en susters. 'n Baie besonderse man met die naam van Salomo. Nie sommer net 'n gewone Salomo nie. Die wyse Salomo. Want hy het 700 vrouens en nog 300 bygehad. Hy het geweet van vrouens. Uit ervaring het hy geskryf. So die outeur van die boek is legit. Eerste stap as ons begin met eksegese. Om dit reg te verstaan, moet ons die hermeneutiek van die skrif ondersoek, die oorspronklike teks raadpleeg, Hebreëus, Grieks. Ons moet die narratologiese analise en die sosiologiese analise deeslik verantwoord voor ons hier oor hierdie deel in die Bybel kan praat. En ek het dit opgeroep. Dit was plain Grieks op my skerm. Ek het daar niks van verstaan nie. Proverbs, an excellent woman, one who is spiritual, capable, intelligent, and virtuous. Who is he who can find her? Her value is more precious than jewels. Her worth is far above rubies or pearls. Wie kan 'n deegsame vrou vind? Want haar prys is ver bo robyne. Wat 'n pragtige huldeblyk aan 'n vrou. Ek glo nie daar's enige ander deel in die Bybel wat ek kon kry waar 'n man so beskryf word nie. Net die vrouens. Hierdie gedeelte beskryf 'n klomp fasette van die vrou. Hier volgens is die vrou die man se gelyke helper, soos Genesis sê, en wat God se bedoeling was. Ons kan baie uit haar voorbeeld leer. Sy was aktief en altyd besig. The heart of her husband trusts in her with secure confidence. She comforts, encourages, does him only good all the days of his life. She rises also while it is still night and gives food to the household. Nou hier moet ons net bietjie pause. Maar het nou nie juist gerise when it was still night nie. She rises when the moon rises. 10, 11 o'clock at night.
So ons moet sy het so hier en daar in die Bybel bietjie gemis, maar dit is nie ernstig nie. We can relate to this when we think of Sari as a mother and a grandma. Let us carry this forward in our families. Vers 21, sy is gerus oor haar gesin. Hulle dra almal warm klere, want sy het gesorg dat hulle alles het wat hulle nodig het. Ons het nou net die getuienis daarvan gehoor. Julle sal onthou al die rokkies en klere wat sy vir julle gemaak het. Daar was nou nie boeties nie, so ek weet nie of sy broekies gemaak het nie, so kom ons los dit nou daar. Her husband is known in the city's gates, where he sits among the elders of the land. As jy dink aan jou pa en die sakekamer, en wat 'n rol hy daarin gespeel het, die foto's wat ons hier gesien het, hoe sy hom ondersteun het. Soos die wyse Salomo dit stel, sy status by die stadspoort is beïnvloed deur sy knap vrou. Vers 29, daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat is dit met wysheid. As sy leiding gee is dit met liefde. Spreuke sê verder, as sy die Here dien, dan verdien sy om geprys te word. Vandag wil ons haar dank, eer en prys vir haar gesin, vriende en familie, die versorging en die besorgdheid. Strength and dignity are her clothing. Her position is strong and secure. She smiles at the future, knowing that her family are prepared. She opens her mouth in skillful and godly wisdom. The teaching of kindness is on her tongue, giving counsel and instruction. She looks well to how things go in her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, happy, prosperous, to be admired. Indeed, her household is proud of her. Die foto's wat julle by die trofees gesien het, is by die Vroue Landbouunie gewen met bakwerk. Sy het gereis, Mauritius toe. Foto's, daar het julle foto's gesien van die Victoria Valle met klein kindertjies op toer, see toe, Kalahari toe. Sy was Europa toe, met vliegtuig en die boot. Sy het by Erika in die Wild West, hulle noem het Texas, gaan kuier. Sy het by Renee Down Under gaan kuier. Ek kon saam met haar in Londen en Parys by Sarita gaan kuier. In Parys het ons Disneyland toe gegaan. Naaste wat maar ooit aan 'n hartaanval was. Toe ons die Space Shuttle besoek. Nou dis so 'n dingetjie waar jy inklim met 'n lekker stoel en dan maak jy jou vas met safety belts. En dan dink jy, ag, dis nou maar lekker vir dis nou maar deel van die show hier. En dan neep daai ding in die wye wêreld in tussen die sterre. Ons eintlik 'n sterker woord gebruik, maar hy val vooroor en jy gaan links en jy gaan regs en jy gaan op en jy gaan af. En jy hoor net hoe gou maar hy langsaan, want sy's vas en sy kan nie uit nie. Jou stoel ruk en pluk. Daai was 20 jaar terug het ons al 4D gehad in daai Disneyland. Ek is seker sy's nou voorberei om daar tussen die sterre te wees. Sy het al dit ervaar. Ons sê almal baie dankie vir elke opoffering wat Masari gemaak het vir haar gesin. Dankie vir elke vroeg opstaan, elke bord kos, 'n rokkie, gestrykte klere, 'n netjiese huis, besorgdheid, liefde en ondersteuning. Van geboorte af tot nou toe, al was van julle ver weg. Charm and grace are deceptive, and superficial beauty is vain. But a woman who fears the Lord, reverently worshipping, obeying, serving, and trusting Him with all-filled respect, shall be praised. Julle paternoster kuier het gewys hoe trots is julle op haar. 'n Bewys van julle waardeer haar. Daai foto's het julle nou gesien. Ek dink ons kan trots wees op ma en julle as kinders en dogters. As julle terugkyk oor die jare en dan onthou julle momente van she opens her mouth in skillful and godly wisdom. Teaching kindness is on her tongue, giving counsel and instruction. Khalil Gibran verskryf in verband met werk. En dit geld vir elkeen van ons, dat het onder meer moet wees, to charge all things you fashion with the breath of your own spirit. Ek dink dis wat Sari uitgeleef het.
charging all things with a breath of her own spirit. Ek wil u weer vandag bedank dat julle hier was en dat julle gekom het en dat ons hierdie lewensviering kan deel. Dis ons getuienis en dis wat ons kan deel. Haar 5 dogters en 8 kleinkinders. Ek sluit af met 'n gedig wat ek dink vir ons troos bring en ek hoop dit bring dieselfde by julle. Moenie by my graf staan en huil nie. Ek is nie daar nie. Ek slaap nie. Ek is 1000 winde wat waai. Ek is die diamantglans op die sneeu. Ek is die sonlig op ryp koring. Ek is die sagte herfsreën. Wanneer jy wakker word in die oggendstilte, is ek die vinnige, opheffende gejaag van stil voëls in 'n sirkelvlug. Ek is die sagte sterlig in die nag. Moenie by my graf staan en huil nie. Ek is nie daar nie. Ek slaap nie. Dankie. Dankie Yuri. Nou wil ons graag geleentheid gee. Okay, ons gaan nou nog na 'n paar video's kyk met 'n paar briefies. Ek het probeer uitwerk, maar dis onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waar laat word. Een keer 'n jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer so lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare. Altyd slaggereed om harde vrae te vra. En as ek gaan stil staan en my oë toemaak, onthou ek jou raad, jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer so lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Ek ben leer dink aan al die mense, spesifiek aan die wie minder as ons het. Om te dink daar was jare waar ons min gepraat het. Ek moes 'n plan gemaak het, ek wil dit net sê. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer so lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al na
Vandag wil ek 'n glasie op jou mens wees klink. Vir elke keer sal lief vir jou my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelê en bid. Jy is 'n rots, jy's 'n anker. Mag die Heer jou seën en beskerm, sy aangesig oor jou laat skyn. Mag genade jou in sy liefde hou, mag sy vrede oor jou wees. Mag die Heer jou seën en beskerm, met die kruis vir altyd voor jou. Mag jy vra na sy weer, met elke tree, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. 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 Ek wil dan ook net ietsie sê oor Tannie Sari. Ek ken vir Sarita nou al 30 jaar, hierdie jaar, sy 30 jaar, en ons is 25 jaar, dink ek, beste vriende. So ek ken vir die ander 4 sissies ook nou al 25 jaar, dink ek. So ek het die meeste van hulle kinders gesien van geboorte af. En het is 'n geweldige voorreg om hier te kan staan vanoggend. 90 jaar is 'n
ongelooflike mylpaal en ek dink om dit te kon hê soos julle ma dit gehad het is amazing. En ek mag net woorde neergeskryf het. Ek's nie baie goed met net woorde nie. So ek het die woorde wat ek neergeskryf het julle almal nou al gesê. So my woorde oor haar was Spreuke 31 vrou dat jy altyd deur 'n ring kan trek en dit kan ek in julle al 5 sien. En hoe kleurvol julle is. Ek het altyd net gehou van swart en wit klere, maar vandat Sarita in my lewe is, het ek baie meer kleuritems in my kas. Kleure, want mens moet kleure hê en mens moet nog rokkies hê en nog baie mooi skoene, wat definitief van Tannie Sari afkom. En dan die liefde, een van die belangrikste eienskappe vir my, is Tannie Sari so omgee hart vir mense, wat ek in haar dogters en haar kleinkinders sien. Ek het in my lewe nog nie mense ontmoet wat soveel verander, gee en doen, onvoorwaardelik nie. En dit is 'n eienskap wat julle ma en pa, dink ek, in julle gesit het van geboorte af. En dit is 'n amazing legacy wat julle oorgedra het in julle kinders. En ek dink, dit is ongelooflik. Sy was ongelooflik trots op julle en julle kinders. Ek weet as ek haar sien, het sy kon presies vir my vertel. Elisma het nou dit gedoen. Sean in Australië, weet jy wat doen hy nou? Henry is nou daar in Amerika en sy het Sondag vir my vertel, sy het nou dit en dit en dit gedoen. Sy het geweet van elkeen van haar kleinkinders, wat julle doen, waar julle is, wat julle swat, wat se toets het julle nou geskryf in die eksamen, weet nou wat met sy baas gedoen waar. Het is ongelooflik om op 90-jarige ouderdom soveel te weet. So eintlik my woord, nou gaan ek weer van my topic af, my woord was gewees, dat haar wêreld groot gebly het. En op 90 kon sy vertel van Piet en Mal. Sy sou heel waarskynlik vir ons lekker stories kon vertel van Piet en Mal. En ek weet, julle gaan haar ongelooflik baie mis. Maar ons vier haar lewe en sy was 'n formidabele vrou, net soos elkeen van julle 5. 'n Ongelooflike dogters. En ons is gebless om julle as deel van ons lewe te kan hê. Is daar enigiemand anders wat graag iets wil sê oor Tannie Sari? Nou is daar 'n geleentheid, kom gerus vorentoe. Ek sal miskien die mikrofoon ook bring vir julle, as dit makliker is. O nee, ons moet hom hier verlos, skus. Ek weet nie of kan julle my hoor? Ek is ook maar 'n kraaibaby. Maar my mammie sit daar agter. En Tannie Sari, julle ma, was 'n wonderlike vriendin vir my ma. Ek wil net weet, julle moet weet, ek het haar seker eers 2 jaar terug leer ken, of miskien 3 jaar terug. Ek dink my mammie is al 4 jaar by Glenhaven. En julle ma, Sarita, het my altyd laat welkom voel. Al was sy my mammie se vriendin. Ek het haar regtig gesien as 'n statige dame, wat my altyd welkom laat voel het, vir my mammie en vir my, en verskriklik gasvry. En ek kan sien, sy het oorgedra aan jou, Sarita. Marie en Ma Evelyn gaan die weeklikse eetgoedjies mis, wat jy altyd kom uitdeel het, of jou ma as jy goedjies baar gelos het, dan het sy dit vir my ma en vir Marie aangestuur. My ma het 'n paar dae voor julle ma se dood nog vir haar gaan kuier. So die verlies is baie groot vir my ma. Want dit was omtrent haar enigste vriendin. My ma het baie vriendinne verloor. En daar's Marie, maar my ma kan weens haar hartprobleem nie trappe klim nie, so sy kan nie sommer net opklim en by Marie gaan kuier nie. Maar as my ma so gevoel het sy haar walker gevat en na julle mammie toe geloop. En julle mammie het nog vir my ma
'n koppie koffie gemaak. Die laaste week voor sy oorlede is my maat geval en haar gewrig gebreek. Verlede jaar was my mammie 17 dae in die hospitaal en ek kon by julle mammie Sarita inval en nuus vertel van hoe dit met my ma gaan. En julle ma het nie net geluister nie, maar sy het my ingenooi vir 'n koppie koffie. Sy het my altyd welkom laat voel. So, liewe Sarita en sissies, ons is in gebed met julle en weet ons sal vir julle bly intree. Die gemis van 'n geliefde gaan nooit weg nie. Ons weet dat julle gesê het, sy is in die wind of in die son of wat ook al, maar haar teenwoordigheid gaan baie gemis word. Ek het baie keer daar by Glenhaven ingestap, dan sien ek julle mammie by die breiwerk of domino speel en ek kon my hand op haar skouer sit en sy het altyd omgedraai en vir my vriendelik geglimlag. Dis waarvoor ek haar sal onthou, vir haar gasvryheid, vir haar vriendelikheid en haar statigheid. Ek wil net vir Sarita spesiaal sê, want ek weet sy's maar 'n kraaibaby soos ek. Ek het my man verlede jaar 30 Maart skielik verloor. En julle mammie het my vertroos. En ek weet, net soos jy, voel ek dat ek wens ek net daai persoon eenmaal kon terugbring, om weer 'n drukkie te gee, om weer te vertel hoe lief ek vir jou is. Maar ja, ons kan dit doen wanneer ons opkyk, en ons kan dit doen deur met haar te praat, al is sy nie daar nie. Ek wil net sê, Jesus wept. Jesus huil saam met jou die dae wat jy nie sterk is nie, en jy mag maar vir 'n rukkie huil, want Jesus het gehuil toe die twee susters net so hartseer was oor Lazarus. En laastens wil ek net 'n woord uit Psalm 119, vers 105 tot 107 sê. I was bruised and broken. Julle mag dalk bietjie so voel. Overwhelmed by it. Baie keer voel 'n mens bietjie oorweldig, want jy het nie, dit wat jy deurgaan, moet jy sterk wees. Maar agterna, dan vind jy uit, dit was nogal baie rof vir jou gewees. Maar jy moet stil, jy moet sterk staan. En daarom bid ek vir julle, vir die Here, breathe life into me again, by your living word. En ons het gehoor dat julle ma sterk gestaan het in die woord. En die woord is Jesus. En ons kan ons vertroosting in Jesus vind. Baie dankie vir hierdie geleentheid en dat julle ons genooi het. Middag julle. So ek het saam met Sarita groot geword op Warmbad. Ek dink ek het vir Tannie Sari so ongeveer so 34 jaar gelede ontmoet. So om 90 te bereik, dink ek dit is genade. En om dit met soveel integriteit en so 'n fyn sin van humor te kon doen, dink ek is selfs groter. So vir Tannie Sari sy was die rots vir haar 5 dogters gewees. En vir die vriendinne van die 5 dogters was sy 'n safe haven vir ons gewees op skool. Dis natuurlik die tannie wat altyd van iets geweet het, maar nie geoordeel het nie. So ek dink ons almal onthou daai tye wat ons partymal goed gedoen het wat ons ouers nie van geweet het nie. En so het ons ook op skool natuurlik Tannie Sari gesê, as SAR nou 'n lisensie het, dan mag ons nou kom jol in Johannesburg daar van Warmbad af, met die Bonie M-type wat vasgesit het, en ons mag nou 'n bietjie kom kuier, maar en ons kan dan weer gaan oorslaap as ons nou veilig terug is, maar so ons ouers het nou nie geweet nie, maar as hulle vra en as hulle bel, gaan sy nie jok nie, dan gaan sy die waarheid vertel. So sy sal nie klik nie, maar sy sal die waarheid vertel. En dank die Vader, hulle het haar nie gebel nie, want dan sou ons nie meer, ons sou nie ons pelle gehad het nie, dis wat. Wat ek wil sê is,
dit was my altyd so kosbaar. As ons by haar gaan kuier, en dan was sy nou hoog in die 80, tot nog verlede jaar, daar by die ouer huis in Glenhaven, en sit ons daar middagete, dan sal sy nou so begin, om te praat van, hierdie ou tannie dit, en daai ou tannie dat, dan dink ek, tannie Sari, tannie is nou al 89 of 90, hoe oud is hierdie tannies dan, waarvan tannie so praat? So, in haar gees, was sy altyd jonger, ratser, vol lewe. Vir haar was ouderdom net 'n getal. En die ou mense is altyd iemand anders te behalwe haarself. So, ek sien hierdie 3 dinge. Die wonderlike nalatenskap wat sy het in haar 5 awesome, pragtige, sterk dogters. Ek sien 'n koppie tee wat altyd en meeste van die tyd in 'n ou Royal Albert teekoppietjie reg staan vir jou om jou beter te laat voel, of kom ons drink net gou 'n teetjie, of in die hospitaal nog, hulle het nog nie my tee vir my gebring nie. Ons soek daai ou teetjie en ek sien daai. Ek sien ook en ek dink, ewen op hierdie prentjie, daar was min prentjies sonder 'n pareltjie. Tannie Sari is my sinoniem aan 'n ou pareltjie dra, maar ek dink die waarheid is, sy was self die parel. Sy is gevorm oor die jare, kosbaar, blink en met 'n unieke skoonheid wat net met tyd kom. So hierdie is nou nie Yuri se gediggie nie, maar dis à la Liesel Tannie Sari, vat hom soos hy kom, met 'n parel om die nek en 'n glimlag so fyn. Het sy geweet van die pret en die skelm verskyn. Sy het nooit verklap waar die jonges kon dwaal, maar haar woord was haar eer in elke verhaal. Nou drink sy tee waar die engele woon, die mooiste parel in die hemel so kroon. Tannie Sari, dankie vir die tee, dankie vir die stilbly oor ons kattekwaad, dankie vir die voorbeeld om grasieus groot te word, en sonder om ooit oud te wees. Ons gaan jou mis elke keer as ons ook op die tee skink. En ek wil net sê, Hailey het so gewens, sy is hier vandag. Sy gaan nog 'n rukkie vat om hierdie te vier. Sy speel daai voice note, daai laaste enetjie wat sy van jou ma gekry het, oor en oor, net om nog daai laaste bietjie van haar stem te hoor. Tannie Sari, dankie dat jy altyd vir haar gebel het, vir 'n verjaarsdag en 'n boodskapie gelos het. Ons is baie lief vir Tannie. Is daar nog iemand wat iets wil sê? Ek was bevoorreg geweest om vir Sari se ma te ken. En ek kan nou maar vir jou sê, die appel het nie ver van die boom afgeval nie. Hartseer en blydskap is 2 dinge wat nie by mekaar eintlik pas nie. Maar hier pas dit. Vir al julle kinders en kleinkinders. Julle kan hartseer wees, maar julle kan ook bly wees. Daar is soveel om voor dankbaar te wees. Wat vir my interessant was, ons het Sari se 90ste verjaardag die dag verkeerd gehad. En ons bel haar toe. En toevallig, toe julle net teruggekom van vakansie af, en sy stap daar by die huis in. En ek kan toe aan haar stem hoor, sy is baie gelukkig en opgewonde, en sy toe met groot smaak vertel, het nou hier ingestap, en Yuri het nou al klaar weer kos voorberei, 'n lekker maaltyd. Toe verstaan ek van haar, die party hou nie op nie. Maar hiermee wil ek ook dan sê, waar ons sê blydskap en dankbaarheid kom nie by mekaar eintlik nie. Maar weer eens, hier kom dit by mekaar, so julle kan lag met 'n traan. Trudy het eers met haar gepraat,
En toe ek en toe Ion, ons jongste seun. En toe ons klaar is, toe sê Ion vir my pa, dit is wonderbaarlik, Tannie Sari klink nog so jonk en sy klink nog so op en wakker en ek sê vir haar, ja boet, daai modelle het hulle taaf gemaak. So ek het hier so 'n klein bedankingskaartjie. En op die bedankingskaartjie staan, maar voor ek dit gaan lees wat hier staan is, ek het David, of Fred, soos ons hom geken het, daai jare sy bynaam, het die hele rukkie by ons gebly voor sy troue. En nadat hy getroud is, het hy ook eendag vir my gesê, hy is baie in sy noppies met sy vrou. Hierdie bedankingskaartjie voorstaan, Sari, 10 Desember 1960, en onder staan David. Bo staan hier by ons huwelik, Psalm 134, en dan die woorde. En dan staan daar verder, graag wens ons familie en vriendinne, baie hartlik te bedank vir die teenwoordigheid, opvaardigheid, telegramme, gelukwense, geskenke ensovoorts, David en Sari, hoek van Starlingstraat en Kingfisherlaan horison. In my geestesoog sien ek vir Sari en David met 'n soortgelyke bedankingskaartjie. Dankie dat julle hier was. Dankie dat julle ons nie vergeet nie. Ek gee hierdie vir Beatrice, die oudste dogter, die Mauritian. Is daar nog iemand wat graag ietsie wil sê? Ja, waar kan ek begin? Vir iemand wat regtig geswaat het en veronderstel is om te weet hoe om sy voete te staan en praat, gaan ek dalk net 'n bietjie sleg voorkom. Ek dink veral, soos ek nou daar sit in my laaste interaksie met Tannie Sari, en dit som nou vir my mooi op. Langs my gesit, my hand vasgehou, diep in my oë gekyk en met warmte en liefde met my gesels. Dit was nie net 'n ja, kom ons praat nie. Dit was regte mens tot mens. En dis hoe ek julle ma en julle ouma gaan onthou. Warm, oop hart en iemand wat regtig, as sy met jou gepraat het, met jou gepraat het. Sy was altyd verwelkomend en liefdevol teenoor my ma, teenoor my pa. En al die ander goed is mooi, die mooi klere en die mooi aantrek, en dis alles mooi, maar daai kan jy nie koop nie en jy kan dit nie namaak nie. Sulke tye is moeilik, en daar gaan tye wees, wat saai een liedjie, my nooi is in 'n nartjie, my ouma in kaneel, my ma is musiek, en julle ma en julle ouma gaan ook dalk 'n musiek wees en alle dingetjies. Maar wat ek vir julle wil sê, wanneer julle hartseer is, ek het met tyd geleer, dit wys God se liefde. Kyk wat se mense bring in jou lewe, wat 'n wonderlike ma julle het. Ek gaan nie sê gehad het nie, julle het, wat se ouma julle het, wat se vriendin en familielid julle het. En ek dink in dis in sulke tye wat God ons bietjie terugruk en vir ons sê, kyk wat het ek vir julle gegee. En ek kyk altyd in sulke tye en ek sien in my oë wanneer ons hulle weer gaan sien eendag. En wat 'n wonderlike dag gaan dit nie wees nie. So vir my en my pa is baie lief vir julle, en ons mekaar nie weer so nie, ons mekaar nog in beter tye ook ontmoet. En
ja, wat 'n voorreg was dit om Tannie Sari te geken het. Baie lief vir haar en baie lief vir julle ook. Dankie. Iemand anders? Is daar nog iemand? Okay. Sarita, wil jy iets sê? So ek wil net gou vinnig iets met julle deel. Julle het dalk gewonder hoekom het julle hierdie pink pilletjies of ons noem dit pink pilletjies op julle stoele. Nou my ma het gepraat van die pink pilletjies. En vandat ons dit met my ouma begin en vandat ons kinders was, as jy net bietjie siek voel, dan kry jy 'n pink pilletjie. En een spesifieke herinnering wat ek het is so 2-3 jaar terug, soos vir die Paasnaweek weg. En ons is daar in Machadodorp en dit reën verskriklik. Laat ons dink ons gaan nie kan uitkom daai naweek op die plaas wat ons is nie. Nee, is al 5 jaar terug want ek het net my kar gehad. Ek het my kar seker 'n maand gehad. En dit is rof. Ons kom die Sondag, jy weet, ons het op die plaas half groot geword wat ons baie vasgeval het, baie deur modder. So ek en Mariet is reg. Sy vat hulle kar, ek my kar, maar daai karre gaan so. En my ma sit langs my, maar sy sê nie 'n woord nie. Want sy weet die spanning loop hoog. En ons kom aan die einde na 'n hele rukkie en al wat sy doen, haal die pink pilletjies uit en sê vir die stres. So pink pilletjies, as jy weet die kinders van Oorsee kom kuier het, hulle almal ken die pink pilletjies. Almal het altyd pink pilletjies gekry. Dis die een en bietjie later gaan ons klomp musiek speel en julle mag dalk dink, "Sjoe, hierdie is bietjie rof van hierdie musiek." Maar my ma was mal oor musiek. Sy was elke jaar, elke Afrikaans is groot saam met ons. Sy het baie konserte saam met ons gedoen. Sy het vir ons vertel van nuwe musiek deur RSG te luister of ontbytsake. Het jy hierdie gehoor? Het jy daai gehoor? En elke Sondag as ek kan gaan haal en dan sit sy vir die TV en kyk Starlight Cruises en met ek eers 5 minute. Het jy hierdie gehoor? Het jy daai gehoor? So musiek was 'n groot deel van my ma se lewe en ons lewe en soos julle nou 'n bietjie aardmusiek hoor, dis net, daar's memories agter en Janri het byvoorbeeld 'n playlist gehad as sy saam met my ma gespeel het van piesangskille tot ek weet nie eers wat's alles daarop nie. So ons wou net daai met julle deel. En die laaste is, my ma was mal oor blomme. En later jare kon sy dit nie in haar huis sê nie, om sy hoekoors gekry het, maar een van my kindermemory was, ons het in Johannesburg gebly en daar was hierdie blomplase in Allen Snack. En time and again het ek saam met my ma by daai blomplase gegaan en nog blomme koop, Tannie Trudy, jy kan onthou. En gister het ek en Beatrice die voorreg gehad om 3/4 van hierdie blomme by Adine Flowers te gaan pluk. En my ma was net daar saam met ons in al hierdie blomme. En gisteraand toe die blomme doen, ons hele familie die blomme gisteraand gedoen, toe begin ons bietjie stres, want die goed begin te val, jy weet, dit was gister warm, en ons was reg om vanoggend weer flower wall te gaan om blomme te kry, maar die een blom het dood gegaan gisteraand nie. So my ma is in elkeen van hierdie blomme wat die is sy. En ja, ek wou dit net graag met julle deel. En nou gaan Marie die bedankings doen. Of Beatrice. Okay, Yuri. Okay, goeie en getroue man. Daar is hy. Nou doen ons die bedankings. Hulle het mooi geleer by hulle ma. Jy shove dit net aan. Let the others take the flak. Daar is hy. Ons wil graag almal bedank wat vandag hier so is. Ons weet van baie mense wat inluister, wat agterna hierna kyk, wat graag hier wou wees. Ons waardeer dit. Vir al julle e-posse, SMS, telefoonoproepe en besoeke die afgelope 2 weke. Vir almal wat kos aangedra het en vir ons versorg het en gekyk het dat ons genoeg het om te eet. Baie dankie daarvoor. Haar afsterwe was skielik en ons het almal gewonder wat gebeur en dit was 'n deurmekaar 2 weke hier. Maar vir al die vriende wat vir ons bygestaan het en wat net daar was, wat net goed afgelewer het, wat net goed gebring het, wat net daar was, baie dankie vir al die eetgoed en so aan. Maria, Tolekele, Themba,
thanks very much for the kindness you've shown, Grandma, over the years that you've worked for her, you've worked with her, and you helped her and cared for her. Thank you very much. We as a family want to say really thank you very much for the kindness with which you treated her. En dan in besonder wil ek net vir Afbo bedank met die manier en die simpatieke wyse waarop hulle ons deur hierdie hele proses gehelp het. Tot en met waar ons vandag is. Baie dankie aan hulle. Dis werklik 'n professionele manier waaroor hulle ons gehelp het. Peppertree, waar is Brian? Hier's nou niemand van hulle nie. Hier waar ons is vandag, hierdie geleentheid. As julle nou so 'n bietjie daar na die sosiale media toe gaan, sal jy sien hier is een van die top 10 plekke in Suid-Afrika nou hulle voor verlede week die toekenning gekry. Hierdie restaurant net daar agter. Is een van die top 10 in Suid-Afrika. Hulle het ons verskriklik gehelp en geakkommodeer met wat ons dit wil doen en hoe ons dit wil doen. Baie dankie. En dan my goeie vriend Roelof, die tegniese man en Doan wat daar by hom sit. Ons het die laaste paar jare pad gestap wat ons hogere en moeilike vergaderings saam gedoen het en gestream het en oor die wêreld gekonnekteer het. Baie dankie vir dit wat jy vandag hier vir ons uithelp en dit wat jy vandag moontlik maak dat ons met Renay kan gesels en Renay hulle kan sien wat hier gebeur. Ons waardeer dit. Baie dankie. Ek dink ons het net een baie belangrike bedanking vergeet en dis RSG. Dit is my moorse lewe, RSG. So ek wil graag namens Erika en Renay en ons familie vir Sarita en Yuri en Beatrice baie dankie sê. Yuri, jy is ons rots. Ons kan jou enigiets vra, niks is te groot nie en jy is net altyd daar vir ons. Jy neem net oor. Beatrice, jou herinneringe van ma het ek altyd gewonder hoe gaan julle sonder mekaar klaarkom want julle was so. Jy was ma se steunpilaar. Jy was die een wat daar in die hospitaal was toe ma haar rouste pyn, seer, emosioneel gehad het en sy het dit vir jou kon gee sonder enige sugarcoating. Jy het gehelp dat ma haar hele lyf, al haar pyn, fisies en emosioneel by jou kon los. En jy het gemaak dat ma toe met kalmte te kon gaan. En jy is ons honoreng. Toe hierdie vir ons te moeilik was om afpop te gaan, het jy jou vlerke oopgesprei en jy het vir ons gesê, kom, ek sal dit doen. Ons sê vir jou baie, baie dankie. Sarita, jy was onverwoordelik daar vir ma. Niks was vir jou te groot nie, niks was vir jou te veel nie. Jy was daar in die hospitaal en sy jou stem gehoor het sy rustiger geraak. Maar het jy net gesoek en jy was ook die laaste ene wat met ma gepraat het. So ons sê vir jou baie dankie dat jy daar was en ook kon help het omdat ma tevrede gekry het om te kon gaan. En nou wil ek net Renay se sin vir julle lees. Sarita, Beatrice en Yuri. Ek weet nie waar om te begin om dankie te sê nie. Julle is altyd daar. Julle gee julle tyd en liefde so onverwaardelik. Baie dankie vir die versekering dat julle deur elke fase van ma se lewe daar was. Nogmaals dankie vir alles wat julle gedoen het in ma se laaste dae, asook met die lewensviering van ma. Ek waardeer dit opreg uit die diepte van my hart. Van Erika hulle, hoe sê mens dankie vir onselfsugtige omgee en liefde? Niks was voor te veel nie en dat ma die gerusstelling gehad het dat sy geliefd is en 'n vreugde is en nie 'n burden nie. Sy het altyd vir my gesê, sy word so mooi na gekyk. Sy het niks kort nie en sy het nie 'n sê nie. Sy moet net reg wees as die wiel draai. Yuri, Beatrice en Sarita. Ek weet julle verwag nie 'n dankie nie. Julle het gedoen met die grootste liefde. Maar ontvang asseblief my opregte dankbaarheid dat julle so mooi na ma gekyk het. Nooit was iets te veel nie en julle het dit so getrou gedoen en sy kon haar totaal oorgee in haar ou dag sonder enige bekommernisse geniet.
Ek sal ewig dankbaar wees teenoor julle. Van Erika. Nou gaan die familie die kersse aansteek en dan 'n heildronk instel op jou ma. En dan gaan ons ja, terwyl hulle dit doen, sal ons die champagne inbring vir die heildronk. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious is that grace appeared the hour I first believed. When we bear their 10,000 years, bright shining as the sun. We've numberless days to sing God's praise. Then when we first begun, amazing grace, how sweet the sound that Kan ek vra dat ons almal staan? Soos wat hierdie vlamme brand, dat haar liefde
en die vrede en die genade van Sarie Thomas in ons lewens vir altyd sal bly brand. Op Sarie. Dankie. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, ons sê vir U dankie dat Sarie deel van ons lewe kon wees. Dankie dat sy lewe kon gee aan 5 dogters. Wil U vir ons in ons harte en ons verstand die gedagtenis en herinneringe aan haar vasmaak en dat ons dit sal koester met liefde. Dankie dat ons kan weet dat sy naby aan U was en dat sy by U is. Dankie dat ons hier vanaand kan voortgaan met dit wat sy vir ons gegee het en die fondasie wat sy vir ons gebou het. Ons loof en dankie vir haar lewe. Amen. Baie dankie, Here. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly.
dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net vir u. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Sag blink jou oë uit jou gesig, gloei liefdeslig, knus in my oë.